Ons as kinders van die Here het so nodig om te bid. Oom Dries het so 'n wonderlike ding genoem by die bid hier laasweek, toe hy gesê het, ons moenie protesters wees nie, ons moet bidders wees. En dis waartoe die Here ons roep om te bid, om te skree en allerhande plakate op te steek, liewe vriende. Dit doen niks, dit maak net mense kwaad. Maar wanneer ons bid, werk God, en dis wat sekerlik nodig is. So kom saam en ons kom bid, ons het dit baie nodig vir ons land, ek glo u weet dit, ons omstandighede, en u kyk mos ook nuus, of u hoor ook die nuus, so ons het baie nodig om sekerlik die Here te vertrou dan. Dan wat Woensdag ook verskoon die oggend gebeur, is die oggendbiduur is om 9:00 vir die susters, en ons vra dat jy ook daarvoor saam bid, en mag die Here dit ook so seën as die Sondagskool om 8:00 dan. Ons vra vir liewe vriende, bid elke dag in hierdie jaar saam vir die redding van siele en die heiliging van die kinders van die Here, die finansies in die kweekskool, kom ons bid daarvoor, dat die Here dit ook so mag seën. Dan ook vir elkeen, liewe vriende, wat siek is, ons bid vir Koos Oberholzer, vir Tannie Tarina Engelbrecht, vir Tannie Tolla, vir Madeleine Botha, vir Oscar, en dan ook vir Tannie Annetjie. Wil ons ook die voorbidding vra, jy kan besonderlik ook vir haar bid vir môre, wanneer hulle nou na die are ook gaan kyk, en die aar wat geblok is, wil hulle seker nou oopmaak dan, so kom ons bid asseblief, ook vir haar besonderlik so saam dan. Dan het ons die verjaarsdag ook so vanoggend dan ook genoem, en Psalm 146 ook daar so gegee vir Jolandi, wat dan ook verjaar, en mag die Here ook vir haar baie ryklik seën dan. Dan, liewe vriende, die 25ste is nou volgende Sondag as die Here wil, ons nagmaal, en ons gaan die Here ook so kom vertrou om daar in besondere mate in ons midde teenwoordig te wees, en ons nooi een en elkeen ook so van u, en dan die 15de tot die 18de Februarie, is daar verootmoedigingsdienste, om Nardus Bormans, die mondstuk van die Here by daardie geleentheid, ons vra vir die bid daarvoor saam, en kom op, en ons kom weet dat die Here ook so vir ons sal kom ontmoet, en sal kom sien dan ook. Die weeklikse voorbidding, ons bid vir Jacques en Tanya Viljoen, hulle is gesin dan ook, ons bid vir hulle as gesin en hulle gesondheid, so mag die Here in hierdie week ook so getrou hou, om vir hulle saam te bid dan. Nou, na afloop van die diens, liewe vriende, is jy welkom vir 'n koppie koffie of tee daar by die pastorie dan ook, ons sal jy met groot graagte ook daar so ontvang dan. Baie dankie, ek dink dis al die afkondigings, daar is nie nog iets nie, kom ons nader dan net so tot die Here. Ons slaan ons oop tot die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here, wat die hemel en die aarde geskaap het. Ons dierbare Here, in diepe eerbied, buig ons voor u, en ons wil opnuut ons algehele afhanklikheid aan u kom verklaar, ons wil ook opnuut kom vra, dat u so met ons sal kom praat. Here, ons het nodig om u stem te hoor. Ons lees in die Bybel van 'n tyd, toe u nie meer u stem laat hoor het nie, en mense nie meer geweet het dat u met hulle praat, Here, en dit was 'n moeilike tyd op die aarde gewees. En ons wil nie daar kom nie, Here, ons wil deel van hulle wees wat dors bly en soekend bly. En u sê tog, as ons honger en ons dors, en ons kom na u toe, sal u ons versadig, en wil u dit nie so kom doen in hierdie dae, in ons elkeen sy eie lewe. Ons bid dit ook met die oog op die verootmoedigingsdienste wat voorlê, dat u daar ook op 'n besondere mate vir ons mag ontmoet, in hierdie week in ons stilte tye met ons mag ontmoet, Here, en dat u verheerlik sal word, en ons eer u vir dit wat u kom doen. Wil u nie dan so wees met ons land, Here? Ons sien baie rooi ligte, en ons kan niks anders doen as om te bid en te vra, Here, kom help, en Here, kom verlos. Gee tog, Here, dat daar weer onder ons mense 'n nood en 'n bekommernis sal raak, 'n terugkeer na die Here toe sal wees. Terwyl hy deur die vloede en die brande en die natuurrampe en die droogte en alles hard praat, Here, mag mense ag gee om opnuut te weet daar's 'n God in die hemel. Dis nie mense wat in beheer is van wat in hierdie wêreld gebeur nie, God is in beheer. En dat hulle tot u mag bekeer, Here, en ons dankie dat u werk in harte. Hou vir ons as u kinders trou, wees met hulle wat siek is, en dra en ondersteun vir hulle, Here, raak vir hulle aan, ook vir hulle geliefdes, en wie ook al na hulle sorg en omsien, Here, wees ook met hulle, en ons bring aan u die eer, en ons dankie vir dit wat u kom doen. Amen. Nou, liewe vriende, ons wil u nooi om die woord van die Here dan vanaand ook so saam oop te maak, en u kan dit daar by Exodus, die 14de hoofstuk oopmaak, en dan gaan ons ook in Exodus 23 ook daar saam lees, die twee gedeeltes. Ons gaan nie die hele gedeeltes lees nie, net 'n
klompie verse by elkeen, en so Eksodus hoofstuk 14, en dan ook daar by Eksodus 23, kan jy dan daar die woord van die Here oopmaak dan. Nou, terwyl jy daarheen blaai, liewe vriende, net so agtergrond, Eksodus 14, gaan ons nou daaroor toe die volke deur die Rooi See of die Skelfsee gegaan het, en hoe die Here vir hulle daardeur kom help het. En dit is nou nadat hulle uit Egipte land weggetrek het, en toe hulle uit Egipte land weggetrek het, het Farao, nadat hulle nou so bietjie oor die dood en van hulle eersgeborenes so kwaad geword het, toe hulle gesê, ons sit nou hierdie klomp agterna. En toe het hulle nou daar gekom, en ek weet nie of jy nou al die gesien het hoe die kaart lyk, of hoe dit lyk daar waar die volk uitgetrek het nie, maar dit is 'n onmoontlike plek gewees om, hulle kon nie regtig nie teruggaan nie, want dit is tussen berge, wat die paadjie geloop het, en dan ewe skielik maak jy die pad oop op 'n groot wit strand. En die volk was toe nou juis al klaar op die groot wit strand, toe hulle nou hoor, die Egiptenare kom van agteraf. Daar's nie manier om terug te gaan nie, en die see is voor hulle. En daar's nie geen manier om weg te gekom het nie. En dis wat die wonderwerk dan so mooi maak, toe die Here daar kom oopbreek het dan ook. Maar ons gaan dan daar so saam lees, ek wil net hierdie aansit. Kom ons gaan dan lees in Eksodus 14, ons gaan daar so lees daar vanaf die 11de vers, lees ons daar saam. En hulle het vir Moses gesê, het u, omdat daar in Egipte land glad geen grafte is nie, ons saamgeneem om in die woestyn te sterwe? Wat het u ons nou aangedoen, dat u ons uit Egipte land uitgelei het? Is dit nie die woord wat ons aan u in Egipte land gesê het nie? Laat ons met rus dat ons die Egiptenaars kan dien. Want dit is beter vir ons om die Egiptenaars te dien, as om in die woestyn te sterwe. Maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer sien in ewigheid nie. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Toe vra die Here vir Moses, wat roep jy na my? Sê aan die kinders van Israel, dat hulle moet wegtrek. En jy, hef jou staf op en steek jou hand uit oor die see en kloof dit, sodat die kinders van Israel dwars deur die see op droë grond kan trek. En ek sal die hart van die Egiptenaars verhard, sodat hulle agter hulle aangaan. En ek wil my verheerlik aan Farao en sy hele leermag, aan sy strydwaans en sy ruiters. En die Egiptenaars sal weet, dat ek die Here is, as ek my verheerlik aan Farao en sy strydwaans en sy ruiters. Net tot daar in Eksodus 14, en dan vra ons vir hom na Eksodus hoofstuk 23 toe te blaai, en dan gaan ons dan ook daar so saam lees. Kom ons lees saam vanaf die 24ste vers dan daar. Jy mag jou voor hulle gode nie neerbuig en hulle nie dien nie, ook mag jy nie doen na hulle werke nie, maar jy moet hulle heeltemal afbreek en hulle klippilare kort en klein slaan. En julle moet die Here, julle God dien, dan sal hy julle brood en julle water seën, en ek sal siektes uit jou midde verwyder. Daar sal geen misdradige of onvrugbare in jou land wees nie. Ek sal die getal van jou dae volmaak. Ek sal my skrik voor jou uitstuur en elke volk waarby jy kom in verwarring bring. En ek sal al jou vyande vir jou laat vlug. Ook sal die perdebye voor jou uitstuur. Die sal die Jewitiete en die Kanaaniete en die Hetiete voor jou uit verdrywe. Ek sal hulle nie in 1 jaar voor jou uit verdrywe nie, dat die land nie woes word en die ongediertes nie teen jou te veel word nie. Net tot daar die wonderlike woord, mag die Here dit dan ook so baie ryklik dan seën. Nou liewe vriende, na aanleiding van die woord van die Here wat ons saam gelees het,
wil ons met u deel onder hierdie gedagte, die Here openbaar hom as u bewaarder. U weet, daar is so baie kere wat mense, net soos die volk Israel, bang is. En hulle word baie gou bang gemaak. En tereg in 'n sekere mate mag ons dit dalk nou sê, die Egiptenare het die beste strydwaans en ons kan amper nou maar sê die soldate gehad. Hulle was 'n leermag, hulle was in oorvloed, hulle was in kwaad, hulle was in woede gewees. Hulle het gekom om te vergeld. En die volk was sekerlik baie bang gewees in daardie oomblikke, liewe vriende. En tog het die Here hulle in hierdie oomblikke geleer, julle kan op my vertrou. Ek maak nie 'n fout nie. En net so moet ons dit vir so baie mense vandag sê, liewe vriende, wat 'n oorgawe aan die Here wil maak. Hulle kom op 'n plek, hulle is te bang om 'n oorgawe aan die Here te maak. Hulle is te bang om met sonde te breek, want dit gaan dalk nou kos. As ek met sonde breek, as ek ophou om sekere sondes te doen, gaan ek vriende verloor. Ek gaan my aansien verloor. Party mag bevrees wees, hulle mag hulle werk verloor. En liewe vriende, en dan is daar ander wat weer sê, jong, ek is so bang as ek nou 'n oorgawe aan die Here gaan maak, dat ek net nie staande gaan bly nie. Ek het al hoeveel keer probeer om op te hou met hierdie of daai sonde, en nog elke keer kon ek dit nie reg kry nie. Hoekom sal dit nou werk, as ek my lewe aan die Here oorgee en vir die Here vra, Here, red my siel, verlos my, hoekom gaan dit dan nou werk, as ek dan my lewe aan die Here gegee het, in 'n doeteenvoudige gebed, in 'n doeteenvoudige geloof om God te vertrou, om my sonde te vergewe en my te verlos daarvan, waarom sal ek dan nou ophou, terwyl ek al soveel keer probeer het, om dit te los en ek kon nie. En mense is bang vir hierdie dinge, liewe vriende, en ons moet reg sê, onnodiglik. U sien, want die verskil is, vroeër was dit ek gewees, maar nou is dit God, wat my help en my bewaar. Hy help. Hy bring die verandering. En terwyl die tipe leer 'n baie mooi, wonderlike boodskap hier in Eksodus 14 is van redding, hoe jy Egipte los en na die beloofde land toe deurtrek, en hoe jy daarna deur die Rooi See, nogal die Rooi See, soos die bloed van die Here wat 'n mens witter was as sneeu, en al die vyande uitgewis het. Dis eintlik 'n wonderlike boodskap. Die Here verbreek al Satan se mag in jou lewe wanneer jy tot bekering kom, liewe vriende. Jy word God se eiendom, jy word 'n nuwe skepsel, en terwyl jy 'n kind van die Here is dit die Here wat jou sekerlik so kom bewaar. En hier is nou die wonderlik dat die Here dit in Eksodus 14 kom sê. En dan in Eksodus 23, vooraf, daar vanaf vers 1 af, sal jy sien dat daar geweldig baie wette is, wat die Here vir hulle sê. Julle moet hierdie ding onderhou, julle moet so maak, julle moet dit doen, al hierdie wette. En dan sê die Here, julle moet hierdie dinge doen, want ek lei julle na hierdie beloofde land toe, hierdie wonderlike land waartoe julle moet gaan. 'n voorbeeld natuurlik van die oorwinnende geestelike lewe, of iemand wat vervul word met die Heilige Gees. En net soos daar by redding baie keer mense bang is om 'n oorgawe aan die Here te maak, is daar baie keer kinders van die Here, wat amper oor dieselfde redes as die ongereddes, bang is om 'n algehele oorgawe aan die Here te maak, en om die Here te vertrou, om hulle te vul met sy Gees, want hulle is ook bang, ek gaan die Here teleurstel. Gaan ek nou regtig van my meer verlos word? Gaan ek nou regtig waar 'n oorwinning kan lewe? En liewe vriende, en weer eens moet ons sê, onnodige vrees, want die Here is die een, as hy my red, of hy verlos my van my onrein hart, en hy vul my met sy Gees, is die Here die een, wat my bewaar. Ek hoef dit nie self te doen nie, dank die Here daarvoor. En liewe vriende, daarom kom openbaar die Here om aan hulle as die openbaarder. Daar in Eksodus 14 vers 14 lees ek vir u, hy sê die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. En liewe vriende, dit is nogal opvallend as jy in Eksodus 14 net so 'n bietjie vroeër gaan lees, toe hulle sien die Egiptenare kom, toe roep hulle tot die Here, sê die een vers, net die volgende vers sê, en toe val hulle toe nou vir Moses aan en hulle sê, het jy ons nou uitgelei? Ons het jou gesê, laat ons in Egipte bly, ons kan eerder daar die Egiptenare dien as om in die woestyn dood te gaan. Nou, liewe vriende, nou, dis maar hoe die menslike natuur is, né? As ietsie verkeerd loop, dan moet ons iemand kry wie ons kan beskuldig. Gewoonlik iemand anders, nie onsself nie. En net so het hulle dit ook gedoen in daardie oomblikke. En hulle beskuldig hier, en hulle val aan, liewe vriende.
En dank die Here vir hierdie man Moses wat na die Here toe gegaan het. En hy het hierdie versekering net uitgespreek, hy het gesê, man, die Here sal vir julle stry. Moet julle nie bekommerd wees, die Here sal vir julle stry. Hy het nie die ding persoonlik aangetrek en hulle terug aangeval nie. Hy het verstaan, hierdie ouens is in 'n benoudheid. En hulle het nodig om te sien, God, nie Moses nie, hulle het nodig om die Here te sien. En toe hulle die Here sien, wat 'n verandering het die Here kom bewerk. En dan in Eksodus 23 vers 27 sê, ek sal my skrik voor jou uitstuur en elke volk waarby jy kom in verwarring bring. En ek sal al jou vyande vir jou laat vlug. Net 'n wonderlike ding. Julle gaan na hierdie beloofde land toe, hierdie onbekende. Daar is vyande, die Here is nie, verskoon dat ek dit so uitdruk, naïef nie, die Here weet van die vyande wat daar is. Hy weet ook wie hulle is, hy weet ook wat se mag hulle het, maar teen die Here is hulle niks. En die Here sê, julle, ek weet ook wie julle is. Julle is 'n veragte ou volkie, wat sal julle nou veel kan doen? Julle sal nie kan bestaan nie. Maar die Here sê, maar ek sal vir julle stry. En die Here het die skrik op hulle gejaag. Dit het my so geraak met die boodskap wat Dries ook gebring het, hoe Jerigo bevrees was vir die volk, omdat die Here met hulle was. Hulle het hierdie presiese woorde in vervulling gegaan. En so, liewe vriende, moet ons sekerlik weet, die Here bewaar. So daar so 'n paar gedagtes, liewe vriende, wat ons vir u wil noem, oor die bewaring van die Here, vir u as kind van die Here ook, dat u dit opnuut in die hart sal neem. Die Here, ongeag die aanslag van die duiwel, ongeag die vyand se plan, ongeag alles wat gebeur, ons vertroue is op God, wat dinge verander. Hy bewaar. En die eerste wat ek daarvoor wil noem is, ons het die belofte, liewe vriende. 'n Belofte van God af. U weet, en ek wil dit so 'n bietjie beklemtoon, dis nie iets waarvoor u of ek kon werk, sodat ons dit kon verkry nie. Ons moes nie eers 'n sekere ietsie behaal in ons lewe, of 'n sekere fase in ons lewe bereik, en nou sal die Here dit gee nie. Nee, die Here het hierdie van die begin af vir die volk gegee, van die begin af was dit daar. En net so vir elke persoon, die oomblik toe u daar kom om te sê, Here, maar ek wil u vertrou om my siel te red, want ek glo u belofte, u sal my bewaar. En hoeveel van ons kan vandag sekerlik daarvan getuig? Die Here is 'n waarmaker van sy beloftes. Hy is die een wat sekerlik sake so kom verander dan ook. Daarom, liewe vriende, kan ons nie anders as om na die Here toe te kom en sê, Here, ons kom vertrou op u met ons hele hart dan ook. Daar is dan 'n volgende ook, liewe vriende, wat daar is, die Here openbaar as die bewaarder, maar dit beteken ook dat ons gehoorsaam moet wees en 'n verantwoordelikheid het. Ons kan nie net gaan maak wat ons wil nie. Daar in 2 Samuel 5 vers 24 sê, en as jy 'n gerug van voetstappe in die, as jy 'n geruis van voetstappe in die toppe van die balsambosse hoor, moet jy gou maak, want dan het die Here voor jou uitgetrek en om die leer van die Filistyne te verslaan. So, liewe vriende, die Here gaan die leer van die Filistyne verslaan, net soos wat die Here die leer van die Egiptenaars verslaan het. Hy gaan dit doen, maar julle het 'n verantwoordelikheid. Met die Egiptenare, julle moet gou maak, julle moet deurtrek. Julle moet nie hier bly nie. Hou op kla en mou en beskuldig, gaan en trek deur. En net so met die Filistyne ook daar, as julle dit hoor, moet julle gou maak. En hulle het dit gedoen, liewe vriende. En hulle was gehoorsaam aan die Here. En die Here toe nou kom seën. So vir ons as kinders van die Here, deel van die bewaring wat die Here oor ons lewe gee, liewe vriende, is doeteenvoudig dit, dat die Here vir ons dan op 'n bewaar deur sy reëls wat hy vir ons in plek gestel het. Deur sy verordeninge wat hy vir ons in plek gestel het, is dit juis hoe die Here ons bewaar. Wanneer ons hou by die verordeninge van die Here, wanneer ons hou by die wet van die Here, dan bewaar ons as kind van die Here, nie net ons self nie, maar ons bewaar ons verhouding met die Here. Dit is vir ons goed om dit te doen, om dit te onderhou. En in hierdie opsig sal die Here sekerlik ook so vir ons kom seën dan. Daar is dan ook 'n derde, liewe vriende, wanneer ons sien oor die Here wat hom as bewaarder openbaar, en dit is dat die Here openbaar hom as bewaarder ook aan ons vyande. Dis nogal ietsie wonderlik om te besef in die woord van die Here.
Ons lees vir u, daar seker baie gedeeltes, maar kom ons noem net eers so, die Egiptenare, liewe vriende, toe hulle nou daar kom en ewe skielik maak jy die water weer toe. Toe het hulle geweet wie dit is wat die volk bewaar. Hulle God. Dieselfde wat die 10 plaae laat plaasvind het, daar in Egipteland, is daar die God wat hierdie volk bewaar. En daardie gerig, liewe vriende, is versprei. Nie net in Egipteland nie, maar aan die lande vorentoe, die vyande wat vorentoe was, is dit versprei. In so 'n mate dat ons in 2 Kronieke 20 vers 29 lees, en die skrik vir God was op die koninkryke van die lande toe hulle hoor dat die Here teen die vyand van Israel gestry het. Liewe vriende, dis 'n geweldige saak hierdie. U weet dat ons dit in die Bybel, ek wil amper sê, keer op keer lees, hoe die vyande van God gedink het hulle kan optree en veral dan teen die volk van die Here, want dis hoe hulle rebellie en hulle opstand en hulle minagting van God openbaar het, was om die volk van die Here aan te val en die volk van die Here leed aan te doen. Dis hoe hulle dit openbaar het. Daarom dat die Here soveel keer ingegryp het en die volk en sy volk bewaar het en hulle uitgered het, op wonderbaarlike wyse kom verlos het uit allerhande nood uit, liewe vriende, en die vyande het dit keer op keer het hulle hierdie les geleer. So as die duiwel ooit vir u kom sê, of ek wil dit anders stel vanaand, ek wil dit anders stel. As u vanaand sê u is 'n kind van die Here, en u sal nou sê, dinge is vir my te veel, ek is daar alleen, daar is niemand wat my help, daar is niemand wat vir my stry nie, daar is niemand wat omgee nie, dan moet ons vir jou sê, en verskoon, die Bybel gebruik hierdie woord, ek gaan hom ook nou mooi gebruik, jy lieg. As kind van die Here lieg jy, want God is met sy kinders. En deur sulke uitsprake te maak, liewe vriende, maak ons asof die vyand so in beheer is. En as die vyand soveel dinge kan doen, niemand kan help nie. Wat gaan ek doen? Niemand kan help nie. Ag, nee. Dis nie so nie. God help sy kinders. En die vyand weet dit ook. Die vyand weet dit in so 'n mate, liewe vriende, dat die duiwel toestemming gevra het voor hy Job enigiets 'n leed kon aandoen. En dis nie net met Job nie, dis met elke kind van die Here, wat dit so is, liewe vriende, wat ons sekerlik dit moet weet. Die duiwel kan nie net doen wat hy wil nie, die vyand kan nie net aanval, hy kan nie net enige iets doen nie, liewe vriende. Die Here bly in beheer, en hulle sal agterkom, God bewaar sy kinders, en hulle kom dit agter. Kind van die Here, elke keer wanneer die Here u in staat gestel het en krag gegee het om nee te sê vir wat se versoeking ook al, weet jy wat het gebeur? Weet jy wat het hulle agtergekom? Hulle mag daarso dalk sê, voor jou mag hulle sê, ag die jou sussie, o jy's jou sussie, jy wil nie saam met ons dit doen nie, jy wil nie dit doen nie. Nee so, o jy's almal, jy bietjie altyd dink jy's beter of heiliger as ons, jy loop met die Bybel onder die arm. Hulle mag hierdie dinge voor jou sê, liewe vriende, maar agteraf weet hulle hierdie saak. Iets het hierdie man of vrou gekeer om nie saam met ons sonde te doen nie. God het hom bewaar. God het hom bewaar. En hulle sien die bewaring van die Here dan ook so. Verder, liewe vriende, die Here openbaar hom as bewaarder besonderlik in geestelike krag. En dis iets wonderlik wat die kind van die Here ontdek. Ons lees daar in 2 Kronieke 32 vers 8. By hom is 'n vleeslike arm, maar by ons is die Here ons God om ons te help en ons oorloë te voer. En die manskappe het gesteun op die woorde van Jeskia, die koning van Juda. Liewe vriende, wat 'n aangrypende vers is hierdie nie in die Bybel nie. Weereens is die vyand daarso, en hulle val die volk van die Here aan, en hulle is benoud, en wat word daar gesê? Hulle steun op 'n vleeslike arm. Maar ons steun op die Here. Hy sal ons oorloë voer, liewe vriende. Hy sal ons oorloë voer. Is dit verniet dat Jeskia dit gesê het, hierdie koning, liewe vriende? Nee.
Hy het geweet wat in Egipte gebeur het, of daar by die Rooi See gebeur het. Hy het geweet wat daar gebeur het. Hulle as volk van die Here het sekerlik dit gesien, liewe vriende, hoe die Egiptenare gesteen het op hulle vleeslike arm, op hulle vleeslike vermoëns wat hulle het, en hulle aandryf wat deur die vlees was, hierdie haat wat hulle aangedryf het, liewe vriende. Hulle het gesien hoe hulle op dit gesteen het, en in 'n amperlik sê in 'n oomblikse tyd verslind die Here hierdie hele leermag van die Egiptenare, hy maak hulle toe onder die see. Liewe vriende, u sien, ons as kinders van die Here mag dalk baie ander dinge nie kan doen nie. Inteendeel, die skrif sê, daar's nie baie onder die kinders van die Here wat nou slim is. En so aan die liewe vriende, maar een ding, God is met hulle. En dis die verskil, kind van die Here. Ek hoef nie die slimste te wees nie. Ek hoef nie die sterkste te wees nie. Ek hoef nie die beste persoonlikheid te hê, of verskoon dat ek die woord sê, die meeste skill te hê nie. Ek hoef nie dit te hê nie. God is my in staatstelling. Buitendien wil ons as kinders van die Here nie iets in ons eie vermoë doen nie, want ons het al geleer en ervaar, ondervind, ongelukkig, wanneer ons iets in die vlees doen, wat gebeur? Dit doen altyd skade. Maar wanneer ons iets doen onder die leiding van God en die Gees doen, dit het tot oorwinning gelei. Al het dit soms gekos krag om stil te bly. Maar ons het dit gedoen. En die Here het oorwinning gegee. Ons het ervaar, liewe vriende, in tye wat daar geweldige aanslae van die ou sielevyand was, hoe ons niks anders kon doen nie, as om net te gaan en te gaan bid. Daar is getuienisse, liewe vriende, wat in hierdie tyd uitgegaan het, en dank die Here daarvoor, vir gesinne, wat ek weet daar by die brande was, en hoe die vuur aangekom het na hulle huis toe, en daar is gesê ontruim en baie dinge, en daardie mense het gaan bid, die hele gesin het gaan bid, en reg rondom het dit gebrand, hulle het geen skade gekry nie. Liewe vriende, ons het 'n werklik waar geestelike krag. Die Here gee dit vir ons. Dis hoe ons sekerlik, wat se geveg ook al moet veg, die Here is die een wat ons bewaar. Die Here openbaar hom as bewaarder, liewe vriende, en daarom, terwyl die Here ons so openbaar, het ons nodig om te bid vir bewaring. Wanneer ons bid, plaas ons vertroue in die Here. Dis maar wat Moses gedoen het met die Here gaan praat, en gesê, Here, dis die probleem hier. Ons is vasgekeer, is die see, naas die ou, die Egiptenare wat kom, al het die Here die vuurkolom daar tussen hulle gesit, vir 'n tyd lank, en genoeg tyd vir hulle om deur te trek, en toe die Here die vuurkolom wegneem, en toe kom die Egiptenare daarna, met die haat in hulle harte, en hulle word daar verdrink dan. Liewe vriende, mag ons dit van die Here bid. Psalm 31 vers 2 sê, by U, o Here, skuil ek, laat my nooit beskaam staan nie, bevry my deur U geregtigheid. Is dit nie 'n wonderlike ding om te bid nie? Kind van God, ons moet dit bid. U moet dit vir Uself bid. Dis tog wat die Here vir ons geleer het in die Onse Vader, bewaar ons, verlos ons van die bose, lei ons nie in versoeking nie. Dis vir bewaring. Want ons het bid dat ons verhouding in die Here mag groei. Dan, liewe vriende, sien ons ook dat die Here so openbaar hom as bewaarder, en dan sekerlik vir hierdie rede ook vir bekering. Die Here verlos nie net en bewaar nie net nie. Hy doen dit dat ons groter oorgawes aan hom kan maak. Nadat die volk deur die Rooi See is en daar hierdie wonderlike verlossing gekom het, liewe vriende, wat het hulle gedoen? Hulle het lofsange gesing. Toe wil hulle nie meer terug aan Egipte toe nie. Nou wil nog terug aan Egipte toe. Hulle sou Moses nog doodmaak as hulle kon ook. Maar nou is Moses die held en hy's te wonderlik, liewe vriende, dit gaan nou weer goed met hulle. Maar hulle het toe opnuut sekerlik so besef, maar dis die God wie ons kan vertrou. En so is dit wat die Here dit ook vir ons kom sê, dis 'n rede tot bekering. Daar in Jesaja 31, daar in vers 5 en vers 6 staan hierdie woorde: soos die voëls wat fladder, so sal die Here van die leeuskare Jerusalem beskud en red, verskoon en bevry. Bekeer julle tot hom van wie die kinders van Israel diep geval het. So die Here kom sê hierso: julle is teruggeval, julle is in sonde. Hy sê ek sal julle bewaar.
maar hy wil julle bekeer. En kind van die Here, as jy ooit sou terugval geestelik, dis jammer dat dit moet gebeur in 'n mens se lewe, of laat ons toelaat dat dit gebeur. Maar as ek teruggeval het, dan moet jy nou verstaan, jy beweeg onder die bewarende hand van God uit. Jy begin op 'n gevaarlike plek te beweeg. Jy begin soos Samson te speel met sonde, so op die lyn te speel. En jy dink, ek is alright, maar jy is onder die bewarende hand van die Here uit. Dis nie 'n goeie plek om te wees nie. Daarom sê die Here vir die sulkes, bekeer julle. Die Here gaan nie vir jou daar bewaar van allerhande nonsens nie. Bekeer jou, kom terug, maak reg. Maak dinge in jou lewe reg, verander dinge wat jy moet doen, liewe vriende. Dan sal ek jou bewaar, dan sal ek jou bewaar. Die Here is die een wat bewaar. En so moet dit sekerlik wees, liewe vriende, dat die Here kom bekeer, of bewaar ons juis met hierdie doel, omdat ons bekeer tot die Here. En mag jy daarvan ook so dan weet dan. Die 7de wat ek vir u wil noem, liewe vriende, die Here openbaar hom as bewaarder, sekerlik, en daarom moet ons as getuienis kan lewer van hierdie bewaring van die Here. Weet jy, was nogal 'n wonderlike ding om op te merk en raak te sien by iemand wat pas tot bekering gekom het. Kan u onthou toe u dalk pas tot bekering gekom het? Een van die dinge wat 'n pas geredde vir die Here kom van vertel is, hulle vertel onbewustelik hoe die Here hulle bewaar het van sonde, of hoe hulle in oorwinning gekom het oor sonde. Hoe hulle in sekere dinge net nie meer gedoen het, of die lus het weggegaan, die begeerte vir dit is weg, en die Here het hulle bewaar. Hoe die Here hulle insig en wysheid en raad gegee het, liewe vriende, en dit het gemaak dat hulle nie geval het in een of ander versoeking van die ou sielevyand wat hulle graag wil versoek nie. Hoe die duiwel dalk vir hulle kom aanval het, en baie mense vertel daarvan, hoe nadat hulle tot bekering gekom het, hoe die duiwel na hulle toe kom en sê, jy is nie 'n kind van die Here nie, jy is nie 'n kind van die Here nie, jy is nie 'n kind van die Here nie. O, dink jy 'n kind van die Here is iemand wat nou so maak, en dink jy 'n kind van die Here sal nou dit doen. En liewe vriende, en hoe hulle die woord van die Here geneem het, en God het nie die versekering gegee, is my kind. Die Here, Heilige Gees van God het dit bevestig deur in 'n mens se hart. En ek het die versekering dat ek 'n kind van die Here is. Nogal eienaardig hoe die duiwel werk, né? Toe jy nie 'n kind van die Here was nie, toe sê hy vir jou, nee, jy het nie nodig om jou te bekeer nie, jy's 'n goeie ou. Jy's 'n wonderlike mens, man. Nee, maar toe jy jou lewe vir die Here gee, toe wil hy die kleinste ou dingetjie gebruik om te sê, oei, 'n kind van die Here doen nie dit nie, jy is nie 'n kind van die Here nie. Maar dank die Here, hy bewaar. En weet jy wat, 'n kind van die Here, nadat iemand tot bekering gekom het, sal hy hiervan kan getuig hoe die Here u bewaar van elke aanslag van jou sielevyand, elke aanslag wat daar is. En jy steun op die Here, en jy weet die Here doen dit. Ons lees daar in 2 Samuel 22 vers 2 en 3 lees ons hierdie woorde. En hy het gesê, die Here is seker is my rots en my bergvesting en my redder. God is my rots by wie ek skuil, my skild en die horing van my heil, my rotsvesting en my toevlug, my verlosser, van geweld het U my verlos. En hoe wonderlik het die Here dit nie kom doen nie, 'n kosbare getuienis. Net so in Psalm 18 vers 3 wat sê, die Here is my rots en my bergvesting en my redder, my God, my rots by wie ek skuil, my skild en die horing van my heil, my rotsvesting. Liewe vriende, hulle in die Bybel het gedurig getuig hoe God hulle bewaar het en hoe die Here hulle verlos het. Ek weet jy dit nou al baie gehoor, maar kom ons noem dit net gou weer. Daniël het getuig hoe die Here die bekke van die leeu's toegemaak het. Sy vriende het getuig hoe die Here hulle in die vuuroond gehelp het. Dawid kon sê, waarlik die Here het my bewaar teen Goliat. Dis nie ek wat daai klip so goed gegooi het nie, dis die Here. Dis die Here wat dit gedoen het. En liewe vriende, so moet ons sekerlik aan getuig van dit wat die Here kom doen. Dan, liewe vriende, is daar sekerlik ook die Here openbaar hom as bewaarder deurdat hy hierdie begeerte
binne in jou hart plaas, dat jy verlang het, Here, ek wil nie in sonde wees nie, ek wil nie in verkeerde dinge wees nie, help my, dat ek nie daarin sal wees nie. En daar in Psalm 17 vers 8 staan daar, bewaar my soos 'n oogappel, verberg my in die skaduwee van die vleuels. Here, ek wil hê U my so bewaar van sonde. Lei my nie in versoeking nie, maar verlos my van die bose. Psalm 27 vers 5 sê, want hy steek my weg in sy hut, in die dag van onheil. Hy verberg my in die skuilplek van sy tent. Hy verhef my op 'n rots. Liewe vriende, die wonderlikheid. Ag, hoeveel is daar wat dalk nie in hierdie tyd met die vloedwater gewens het, ek staan op 'n hoë rots, en dat ek veilig kan wees. Die Here sê, hy doen dit vir sy kinders. Maak nie saak hoe groot die vloedwater van die vyand is nie, die Here bewaar. Psalm 32 vers 7 sê, U is 'n skuilplek vir my, U bewaar my vir benoudheid, U omring my met vrolike gesang van bevryding. Ek wil nogal weer net hier na Daniël en sy vriende verwys. Liewe vriende, hulle het op 'n plek gekom wat die vyand gedink het, ons het hierdie manne nou presies waarin ons hulle wil hê. Ons gaan hulle vorm na ons beeld. Hulle gaan soos ons begin dink, hulle gaan soos ons begin aantrek, hulle sal ons gewoontes en gedrag leer. Die plesiere wat ons vermaak, sal hulle vermaak word. Ons gaan hulle maak soos ons. En kinders van die Here, die duiwel het nie strategie verander nie. Hy is nog steeds besig met hierdie selfde strategie om kinders van die Here op 'n plek te kry dat ons soos die wêreld moet word. Maar as die begeerte wat God in die hart gesit het, sekerlik brand, dan sal u hierdie vir die Here vra, Here, bewaar my, dat ek nie so sal word nie. En Daniël het hierdie begeerte in hulle hart gehad, deur God geplaas. Ons wil nie ons verontreinig met die spys of die drank van die koning nie. Die begeerte was deur God daar geplaas. Ons wil nie. En toe het hulle hierdie begeerte tot uitvoering gebring. En hoe wonderlik het God hulle nie bewaar nie. Kinders van die Here, dis wat ons sekerlik moet doen, ons moet dit vir die Here sê, Here, hierdie begeerte wat U geplaas het, ons kan dit nou nie maar net weggooi, en by die en sê, die stroom is nou maar te sterk, ons gaan nou maar daarmee saam nie. Nee, die Here het 'n begeerte in die hart geplaas, dit is daar. U kies om dit tot verwerklikheid te bring. En die Here kan dit vir ons doen, ongeag hoe geweldig die wêreld is. Dan, liewe vriende, wil ek ook so kom noem, die Here openbaar hom as bewaarder in hierdie opsig. Dit is sy bevel. God gee bevel. Daar in Psalm 71 vers 3 staan dan, wees vir my 'n rots om in te woon, om gedurig in te gaan, U wat bevel gegee het om my te verlos, want U is my rots en my bergveste. Liewe vriende, wie is dit wat bevel vir die waters gegee het, daar met die Egiptenare om toe te maak? Die water luister na geen mens, geen regering, geen aardse gesag nie, net na God. En God het die bevel gegee, maak toe, en hy bewaar sy kinders. So die Here die bevel gegee vir die leeu's en vir die vuur, en vir die wind, toe die bootjie besig was om te sink, en die disippels nie geweet het wat om te doen nie, en hulle gedink het, dis ons einde, ons gaan nou maar hier dood, hulle het die see geken, hulle het gedink, dis wat gaan gebeur, liewe vriende, en die Here maak die storm stil, die Here laat alles kalmeer, God het bevel gegee. En nou in u lewe, liewe vriende, wie is dit wat in u lewe heers en die bevel gee vir die vyand? U weet, ek wil dit juist vir u vra, want die duiwel kry dit soms reg, dat kinders van die Here, ongeag hoe ver en hoe geestelik hulle gegroei het. Selfs Johannes die Doper in die tronk, en toe hy daar was, het disippels na die Here toe gestuur en gesê, is U die Messias? Selfs hy was op 'n so plek gewees.
Jy sien, liewe vriende, die duiwel kry dit soms reg, dat ons vergeet. God beveel. God bewaar. Hy is in beheer. En dis hier wat ons sekerlik dit moet weet, die Here beveel, die psalmskrywer sê daar, U het beveel, verlos, en die Here dit kom doen. Dan, liewe vriende, die 10de wat ek vir u kom noem, die Here openbaar hom as bewaarder, want die Here het gesê, dood eenvoudig, God het gesê. Daar in Genesis 15 vers 1 sê, na hierdie dinge die woord van die Here tot Abraham gekom in 'n gesig en gesê, vrees nie, Abraham, ek is vir jou 'n skild, en jou loon is baie groot. Dood eenvoudig, Abraham. God sê, kind van die Here, dis hierin wat ons rus. Dan in Psalm 33 vers 20 sê, ons siel wag op die Here, hy is ons hulp en ons skild. Liewe vriende, kan u vanaand opnuut na die Here toe kom en sê, Here, ek hoef nie bang te wees om in enige opsig aan u algeheel gehoorsaam te wees in hierdie jaar nie. Ek hoef nie bang te wees om enige algehele oorgawe aan u te maak nie. Dit waarmee die duiwel my wil bang maak om te sê, jong, jy gaan nie staande bly nie, hoe gaan jy dit oorkom en hoe gaan jy oorwinning kry? Here, ek besef vanaand, ek begin soos die vlees te dink. En daarom kom rus ek in u. U is my bewaarder. En dat ons saam met die soveel teksverse wat ons vanaand gelees het met die psalmis kan uitroep, Here, u is my bewaarder, u is my rots, u is my skuiling. Here, bewaar my soos die oogappel. Liewe vriende, die wonderlikheid wat die Here kom doen. Kan u dink dit wat die Here kom doen? Hoe die Here u mag bewaar. Liewe vriende, ek wil nou dit dalk so 'n bietjie aanraak, as ek nou net dit vinnig mag sê, dat die Here u mag bewaar soos die oogappel. Dat die Here vir u soms siek mag maak om u te bewaar. Want as jy gesond is, sou jy dalk nie een of ander plek toe gery het en so toe gegaan het. En die Here het geweet, jy moenie daai tyd daar wees nie. Daarom plaas dit absoluut my vertroue in die Here. Here, u handel met my. U is getrou. Dan, liewe vriende, ek reken daar's nog een netjie oor, en dis hierdie laaste een wat ek vir u wil noem. En dis in Psalm 115 vers 9, vers 10 en vers 11. Hoor wat hy sê, Israel, vertrou op die Here, hy is hulle hulp en hulle skild. Hy is van Aaron, vertrou op die Here, hy is hulle hulp en hulle skild. Julle wat die Here vrees, vertrou op die Here, hy is hulle hulp en hulle skild. Die groot klomp, die volk, die gesin en dan die individu. Julle wat die Here vrees is nou so op jou eie, jy wat die Here vrees. Die Here is, en hoor nou, hy is vir almal van hulle dieselfde. Hy is hulle hulp en hulle skild. Hy is nie vir die een iets anders as vir die ander. Die Here is dit vir almal. En nou sê ek, die Here is dit vir almal. En u sit nou hierso in die kerk en nou kyk jy ons mekaar hierso en ons dink ons soos die Here met oom Ben, so sal hy wees met Oscar en so sal hy. Ja, dit is so, maar soos wat hy was met Daniel, soos wat hy was met Josef, soos wat hy was met Dawid, soos wat hy was met Daniel se vriende, soos wat hy met Moses hulle, so is hy met ons ook. En mag ons so op die Here opnuut steun. Mag jy opnuut na die Here toe so die lewe aan hom oorgee. En ons dank die Here vir dit wat hy kom doen. Staan vas in die Here, moenie laat die duiwel u bang maak om God met 'n hele hart te dien nie. Mag die Here u seën. Amen. Kom ons buig die hoofde. Ons dierbare Here, baie dankie dat ons in hierdie oomblikke so voor U stil kan word. En Here, ons as U kinders het sekerlik opnuut nodig om vas aan U te hou en te weet dat U is ons bewaarder en dat ons vanaand opnuut met 'n onverdeelde hart op U sal steun. En U sal vertrou, Here, vir ons bewaring. Here, op tydelike geestelike gebied veral, en dat ons in oorwinning so kan leef. Ons vra U ook, Here, dat U vir ons sal help om ook ons verantwoordelikheid na te kom. Here, as wat deel is van U bewaring aan ons. Soos wat daar, Here, vir 'n soldaat, wanneer hy oorlog toe moet gaan, 'n wapen in sy hand gegee word wat hy moet gebruik om die vyand sekerlik uit te wis en te staan, lief. So kom U ook, Here,
En U het vir ons ook sekerlik daardie selfde wapens in ons hand gegee, maar ons het 'n verantwoordelikheid om dit te gebruik tot eer van U naam. En dan, Here, sal die wonderlike bewaring volg. Dankie dat ons nie hoef bang te wees om vir U te stry en in hierdie geestelike oorlog toe te tree, Here. Dit is ons verantwoordelikheid om dit te doen. En ons hoef dit nie met vrees en bewering te doen nie, al is die vyand hoe en al is dinge hoe teen ons, Here. U is die een wat die oorwinning behaal. U is die een wat sê, staan en aanskou die verlossing wat ek bewerk. En ons eer U, Here, vir dit wat U kom doen, en ons rus in U, want U is ons God. Wees dan met elkeen van die kinders in hierdie aand ook hier, en U dra en onderneem, in elke opsig, en ons bring aan U die eer. Amen. Liewe vriende, kom ons gaan afsluit met 'n lied, soos wat dit daar op die bord dan ook so sal wees dan. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die teeropsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.